Vandag kyk ons nog steeds na omtrek en oppervlakte van tweedimensionele vorms. Vandag se lessie gaan nou oor die omtrek en oppervlakte van verskillende vierhoeke. Nou as julle mooi sal onthou, het ons in ons eerste lessie gekyk na die omtrek en die oppervlakte van 'n vierkant. Kom ons kyk net gou weer na dit, net om julle geheue mooi te verfris. As ons kyk na die omtrek en die oppervlak van 'n vierkant, dan het ons ons vierkantjie. En onthou nou, 'n vierkant se al sy sye is ewe lank. So ons het A, B, C, D. Ons weet al sy sye is ewe lank en ons weet ook al sy hoeke is 90 grade. So, as ons gekyk het na 'n vierkant, het ons gekyk na sy omtrek. Omtrek het ons mos nou gesê, as ons dink oor ons omtrek, is dit as ons soos 'n mannetjie is wat begin loop by 'n spesifieke punt en ons loop al om die ronde, of dit is die hoeveelheid draad wat ons sal nodig hê om hier rondom te span, of die hoeveelheid wol wat jy sal nodig hê om daar om te span. So, ons het gesê ons omtrek, met ander woorde ons perimeter, P is dan sy sylengte plus nog 'n sylengte plus nog 'n sylengte plus nog 'n sylengte, en dit gee vir ons 4 maal die sy van die vierkant. Dit is sy omtrek. Die oppervlakte, onthou, ons het gesê as ons oppervlak wil bepaal, ons oppervlak is die gedeelte wat ons sou doen as ons hom inkleer, né? So as ons hierdie vierkantjie sou inkleer, dan is dit die oppervlakte. So as ons kyk oor ons oppervlakte, het ons gesê die oppervlakte van 'n vierkant bepaal ons met die formule sy maal met sy sytjie. So die oppervlak van 'n vierkant se formule, area is die sylengte maal met sy sylengte, want die oppervlak se lengte maal breedte is mos nou presies dieselfde, so dit is sy se kwadraat. Toe het ons gekyk ook na 'n reghoek se oppervlak. Nou as ons net weer dink oor ons reghoek se prentjie, as ons kyk na ons reghoekie het ons reghoek A, B, C, D. Dan het ons gesien in ons reghoekie, beteken dit dat sy AB gaan gelyk wees aan sy DC, en sy AD is gelyk aan sy BC. So as ons nou gekyk het na sy omtrek, onthou omtrek is as ons nou hier gaan begin en ons stap reg in die ronde, wat is die omtrek? So my omtrek van 'n reghoek het ons gesê, as ons dit gaan bereken, kry ons omtrek is ons lengte plus ons breedte. Kom ons begin waar die mannetjie begin, is ons breedte plus ons lengte plus 'n breedte plus 'n lengte. Met ander woorde, ons het 2 maal 'n lengte plus 2 maal 'n breedte. As ons die tweeetjie uithaal, wat ons al geleer doen het met faktorisering, is dit 2 maal ons lengte plus ons breedte. En die oppervlak van 'n reghoek het ons gesien, as ons die oppervlak van 'n reghoek bereken, kan ons sê sy area is sy lengte maal met sy breedte. Lengte maal met breedte. Nou gaan ons bietjie kyk na die omtrek en die oppervlak van ander vierhoeke. Nou die eerste vierhoek waarmee ons nou gaan begin is 'n parallelogram.
om die omtrek en die oppervlak van 'n parallelogram te bepaal. Nou kom ons kyk net gou weer na die prentjie van 'n parallelogram. As ons dink, hoe lyk 'n parallelogram? 'n Parallelogram het ons parallelogram A, B, C en D. Parallelogram weet ons dat die teenoorstaande sye van 'n parallelogram is gelyk en ons weet ook hulle is ewewydig. Goed, so ons weet dat AB gelyk is aan DC en hulle is ook ewewydig. Verder weet ons dat BC gelyk is aan AD en hulle is ook ewewydig aan mekaar. Nou as ons gaan kyk na die omtrek van 'n parallelogram, onthou nou hierdie is ons lengte en ons breedte. Hierdie is ook ons lengte en ons breedte. So as ons kyk na die omtrek van 'n parallelogram, is nou weer eens as ons om die parallelogram loop, met ander woorde as ons begin en ons stap hierso, so ons mannetjie en ons stap hier reg rondom die parallelogram, kan ons die omtrek bepaal. Met ander woorde, ons omtrek is weer dieselfde, is ons lengte plus 'n breedte plus 'n lengte plus 'n breedte. En dit gee vir ons 2 maal ons lengte plus 2 maal ons breedte, en ons kan dit skryf as 2 maal ons lengte plus ons breedte. As ons nou gaan kyk na die oppervlak van 'n parallelogram, is ons oppervlak se formule gee vir ons area is die basis van die parallelogram maal met die loodregte hoogte. So ons skryf dit as ons basis maal met hoogte. Nou goed, hoe weet ons wat ons hoogte is? Dis baie belangrik dat julle sal verstaan dat die loodregte hoogte is altyd op die sy wat as basis gebruik word. Met ander woorde, as ons hierdie sy DC as basis gebruik, dan gaan die loodregte hoogte die loodregte afstand tussen die twee parallelle sye wees wat teenoor mekaar staan. Met ander woorde, die loodregte hoogte van hierdie parallelogram is die afstand van sy AB af na sy DC toe. So dit is ons loodregte hoogte. Kom ons kyk nou net na 'n ander voorbeeld van 'n parallelogram. As ons 'n ander sy gebruik as die loodregte hoogte sy, kom ons kyk weer, ons het ons parallelogrampie. En ons het nou parallelogram A, B, C, D, maar ons kyk nou na die, en onthou nou, dieselfde geld nog steeds, né? Hierdie sytjie is ewewydig aan daai sy, AB ewewydig aan DC, AB is so lank soos DC, verder het ons dat BC ewewydig is aan AD en BC en AD is ook ewe lank. Maar as ons nou na hierdie parallelogram kyk en ons kies nou argumentsonthaalwe BC as my basis, dan gaan die loodregte hoogte wees die loodregte afstand tussen hierdie twee sye. Met ander woorde, die lyn wat loodreg is tussen AD en BC en wat 'n loodregte 90 grade hoek vorm met BC. Dit is dan ons hoogte. Goed, so ons loodregte hoogte is die hoogte op die sy wat as basis gebruik word. Ons tweede vierhoek waarna ons gaan kyk is 'n ruit of 'n rhombus.
hulle praat ook van 'n rhombus. Nou in vorige lessies het ons al die eienskappe van hierdie verskillende vierhoeke deurgegaan. So kom ons kyk nou die een eienskap van 'n ruit of 'n rhombus is dat hulle, as ons kyk na 'n ruit of 'n rhombus, is een van die eienskappe dat al sy sye ook ewe lank is. Met ander woorde, 'n ruit of 'n rhombus is eintlik 'n vierkant wat die wind skeef gewaai het. Goed, so as ons nou mooi kyk na 'n ruit of 'n rhombus, dan weet ons al die sye is ewe lank. En dan weet ons ook AB is ewewydig aan DC en ons weet dat AD ewewydig is aan BC. Nou as ons kyk na die omtrek van 'n rhombus, die omtrek van 'n rhombus gaan ook vir ons gee soos as ons met 'n mannetjie gaan stap, dan gaan ons nou weet ons stap hier al in die ronde. Met ander woorde, as ons hier begin stap en ons stap al in die ronde, kan ons nou duidelik sien ons omtrek gaan nou weer wees. Ons omtrek is ons sy plus sy plus sy plus sy. Met ander woorde, dit gee vir my 4 male sy. As ons nou kyk na sy oppervlak, oppervlak gaan nou dieselfde werk as die area van 'n parallelogram. So ons oppervlak is ook die basis maal met die loodregte hoogte. En baie belangrik weer, as ons nou net mooi sal onthou, ons loodregte hoogte is op die sy wat as basis gebruik word. Goed, so onthou ons loodregte hoogte is op die sy wat as basis gebruik word. As ons hierdie sytjie as basis gebruik, dan is ons loodregte hoogte die loodregte afstand tussen die twee ewewydige sye. Met ander woorde, ons kan ons loodregte hoogte bereken, of jou loodregte hoogte sal gegee word, en dit is die afstand tussen AB en DC. Kom ons kyk net na nog 'n figuurtjie van die ruit, en nog 'n tweede eienskap, of 'n tweede formule vir die bepaal van die oppervlak van 'n ruit. Goed, as ons kyk na hierdie A, B, C, D, en as ons nou ons hoeklyne gaan inteken, dan kry ons nou hierdie twee hoeklyne verbind met mekaar. Met ander woorde, ons trek die hoeklyne, so ons verbind BD. Ons verbind BD, en dan verbind ons ook AC. Nou, een van die eienskappe van 'n ruit is dat hulle hoeklyne mekaar mos teen 'n hoek van 90 grade sny. So as ons nou nog kyk na die oppervlak, van hierdie ruit, en onthou dit is nog steeds dieselfde wat geld. Al my sytjies is ewe lank, en my teenoorstaande sye is mos nou ewewydig. En een van die ander eienskappe is mos nou dat die hoeklyne mekaar teen 'n hoek van 90 grade halveer. So as ons nou kyk na die area van hierdie ruit, dan kan ons die area opdeel in die area van driehoek ADB plus die area van driehoek DBC. So as ons kyk na die area van driehoek ADB, dan is dit mos nou die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte, en die area van driehoek DBC is ook die helfte van die basis, maar nou sy basis en sy loodregte hoogte. Met ander woorde, ons kan weet
die helfte van die basis, en die basis is die lyn waarop die loodregte hoogte is. So ons helfte van ons basis is die helfte van DB, maal met ons loodregte hoogte, wat OA is. Plus, nou het ons die helfte van ons basis, en die basis is ook DB, maal met ons basis bly ook DB, maal met ons loodregte hoogte, en ons loodregte hoogte is nou in hierdie geval OC. So uit die wiskunde wat julle nou al geleer het van faktorisering, kan julle nou hier baie duidelik sien, dat 'n half DB en 'n half DB is 'n gemeenskaplike faktor. So ons kan die helfte van DB uithaal as 'n gemeenskaplike faktor, en dan bly daar mos nou oor OA plus OC. Nou as ek kyk wat is OA plus OC, dan gee dit vir my die lengte van AC. Met ander woorde, ek kan sê die oppervlakte van 'n ruit is ook gelyk aan 'n helfte van die produk van die hoeklyne. So ons kyk mooi wat die vraag vir ons vra. As hulle vir ons die hoeklyne gee, dan gebruik ons hierdie formule om die area van 'n ruit te bepaal. As hulle vir ons die basis en die loodregte hoogte gee, dan gebruik ons hierdie eerste formuletjie van basis maal loodregte hoogte. Nou die derde vierhoek waarna ons gaan kyk is 'n vleer. Nou hier het ons vleer A, B, C, D. Nou as julle kan onthou wat is die eienskappe van 'n vleer? Die eienskappe van 'n vleer sê vir ons dat die aanliggende sye van twee pare aanliggende sye van 'n vleer is ewe lank, so AB is gelyk aan AD en BC is gelyk aan DC. En verder weet ons dat hierdie een hoeklyn die ander een halveer teen 90 grade. OK, met ander woorde, ons weet dan ook dat hierdie BO moet gelyk wees aan OD. So as ons nou kyk na die omtrek van 'n vleer, die omtrek van 'n vleer is mos nou die kort sy plus nog 'n kort sy plus 'n lang sy plus 'n lang sy. Met ander woorde, ons kan sê die omtrek is 2 maal 'n kort sy plus 2 maal die lang sy. Nou as ons nou weer kyk na die oppervlakte van 'n vleer, dan kan jy nou sien die oppervlakte se formule gaan op dieselfde manier uitwerk as 'n ruitsin. Ons kan sê die area van die vleer gaan die area wees van driehoek ABC plus die area van driehoek ACD. Goed, nou as ons kyk na die area van driehoek ABC, het ons mos gesien, ons area is die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte. En dan nou die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte van die ander driehoekie. So ons basis is die sy waarop die loodregte hoogte is. Met ander woorde, dis die helfte van AC maal met die loodregte hoogte wat dan BO is. Plus die helfte van die basis, en my basis is weer AC maal met my loodregte hoogte wat OD is. Nou soos by die ruit kan ek sien, ek kan die helfte van AC kan ek gemeenskaplik uithaal as 'n gemeene faktor.
So ek kry die helfte van AC is dan BO plus OD. En wat is BO plus OD? BO plus OD is nou niks anders as hierdie kort hoeklyntjie nie. Met ander woorde, ek kan sê dis die helfte van AC maal met BD, so ek kan by die oppervlak van 'n vleer ook sê, dit is die helfte van die produk van die hoeklyne. Goed, die laaste vierhoek waarna ons gaan kyk, is 'n trapesium, voordat ons by 'n paar voorbeelde uitkom. Nou kom ons teken net gou ons trapesiumpie. 'n Trapesium het twee ewewydige sye. Twee sye wat ewewydig is, maar hy het net een paar ewewydige sye. So as ons nou het trapesium is A, B, C en D, dan weet ons nou dat AD is ewewydig aan BC. By 'n trapesium gaan ons ook werk met die loodregte hoogte, en die loodregte hoogte gaan altyd tussen jou twee ewewydige sye wees, want oral tussen jou twee ewewydige sye is jou loodregte hoogte dieselfde, want die afstand tussen die twee sye bly oral presies dieselfde. Met ander woorde, jou loodregte hoogte op enige plek van hierdie trapesium tussen die twee ewewydige sye is presies dieselfde. Nou, as ons gaan kyk na die omtrek van 'n trapesium, onthou die omtrek is soos as ons om hom loop, so ons omtrek is ons perimeter, gaan by 'n trapesium wees my sy, plus my sy, plus my sy, plus my sytjie, want almal het verskillende lengtes. Nou, as ons kyk na die oppervlak van 'n trapesium, en hierdie formuletjies is nou maar formules wat julle uit julle koppe uit moet leer. Die oppervlakte van 'n trapesium gaan ons bepaal met die area is die helfte van die som van die ewewydige sye. En hierdie tekentjie beteken ewewydige sye. Maal met my loodregte hoogte. Met ander woorde, as ons nou gaan kyk na hierdie trapesium wat vir ons gegee het, is dit die helfte van die som van die ewewydige sye, met ander woorde dis AD plus BC, maal met my loodregte hoogte. En dit is my formule vir my oppervlak van 'n trapesium. Kom ons sê net gou weer, hierdie tekentjie beteken ewewydige sye. Hulle is parallel aan mekaar. Dis nou al die klomp teorie wat ons behandel het rondom die oppervlakte en die omtrek van 2D vorms, en in hierdie geval allerlei verskillende vierhoeke. Nou het die tyd aangebreek vir die toepassing van hierdie en die tipe vrae wat hulle rondom dit vir julle in die eksamen sal vra. Die vraag wat hulle sal vra is byvoorbeeld die vierhoek in die diagram is 'n ruit. Hoekom kan ons sê dit is 'n ruit? Ons kan sê dit is 'n ruit omdat al vier die sye ewe lank is. Kom ons skryf net gou die redes neer. Al vier die sye is ewe lank. En die tweede rede is die hoeklyne halveer mekaar reghoekig. Goed, nou vra hulle vir my, ek moet die oppervlakte en sy omtrek bepaal. Nou goed, as ek kyk na wat vir my gegee is, dan gaan ek ook mos nou kan weet, dat hierdie sytjie is hierdie DO gaan ook 12 cm wees, en OC gaan ook 5 cm wees. So ons het nou gesien uit ons formules uit, as ons die area moet bepaal, die area gaan die helfte wees van die produk van die hoeklyne. As ons net weer terug gaan daar na die ruit toe, het ons gesien die area is die helfte van die produk van die hoeklyne.
So hulle het vir ons hoeklyne gegee. Ons weet die hoeklyne halveer mekaar reghoekig. Met ander woorde, ons kan sê die een hoeklyn is 24 cm en die ander hoeklyn is 5 plus 5 is 10 cm. So die area van hierdie ruit gaan nou gelyk wees aan 120 vierkante centimeter. En onthou, jou eenheid vir area is altyd vierkante centimeter, vierkante meter. Nou as ons die omtrek moet bepaal, moet ons mos nou eers die sy lengte bepaal. So ons het nou twee reghoeksye se waardes, met ander woorde, ons moet hierdie sy AB se lengte bepaal, want ek weet ook nou as ek die een sytjie se lengte bepaal het, het ek al 4 se lengtes. Met ander woorde, ons gaan nou Pythagoras gebruik om die sy se lengte te bepaal. Goed, so ek het AB se kwadraat gaan gelyk wees aan AO se kwadraat plus OB se kwadraat. Met ander woorde, dit gee vir my 5 se kwadraat plus 12 se kwadraat, wat vir my gee dit is 25 plus 144 en dit gee vir my 169. Met ander woorde, AB se kwadraat is gelyk aan 169. As ek nou AB wil hê, moet ek die vierkantswortel kry. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, AB is gelyk aan 13 cm. As ek nou my omtrek moet bepaal, my omtrek is 4 maal my sy lengte. Met ander woorde, dis 4 maal 13 en dit gee vir my 'n antwoord van 52 cm. As die vraag vir my vra, bereken die omtrek en die hoogte van 'n ruit met basislengte 6,7 cm en oppervlakte 40,2 cm. As ek nou oor hierdie prentjie dink, dan dink ek aan my ruit. En my ruit, weet ek mos nou, sy lengtes is almal presies dieselfde. Goed, met ander woorde, as die basislengte 6,7 cm is, beteken dit hierdie sytjies se lengte gaan 6,7 cm wees. So as dit my basislengte is, dan is dit daai sytjie van my almal ewe hoog. Nou basis is altyd die basis waarop die loodregte hoogte gemeet word, so ons kan hierdie hoogte ook nou as ons loodregte hoogte beskou. En die som vra verder vir ons bereken die omtrek en die hoogte van 'n ruit met basislengte 6,7 cm en oppervlakte 40,2 vierkante centimeter. Bereken die omtrek en die hoogte van 'n ruit met basislengte 6,7 cm en oppervlakte 40,2 cm. So as ons nou dink oor die omtrek van 'n ruit gaan mos nou wees 4 maal die sylengte en die sylengte is die basislengte, so dis 4 maal 6,7 en dit gee vir my 'n antwoord van 26,8 cm. Die area van 'n ruit het ons gesê is ons basis maal met ons loodregte hoogte. Nou goed, as ons kyk na ons area, hulle het vir ons gegee, ons area is 40,2 vierkante centimeter. Hulle basis gee hulle vir ons is 6,7 cm en hulle vra nou vir ons moet die loodregte hoogte bepaal. So om die loodregte hoogte te bepaal, moet ek nou gaan deel deur 6,7 want ek wil loodregte hoogte alleen hê. Wat ek regs doen, moet ek
links doen. Met ander woorde, ek kry 40,2 gedeel deur 6,7 en dit gee vir my 'n antwoord van 6 cm. Daarom is my hoogte gelyk aan 6 cm. Die volgende vraagie vra vir ons om die oppervlakte van die bygaande trapesium te bereken. So ons weet ons area van die trapesium se formule is die helfte van die som van die ewewydige sye maal met die hoogte. Met ander woorde, dit is die helfte van 9 plus 12 maal met 5 en dit gee vir my 'n antwoord van 52,5 vierkante sentimeter. Goed, nou as ons kyk die volgende voorbeeld, die volgende vraagie wat vir ons gegee word, het ons die figuur of die vierhoek ABCD en hulle vra vir ons in die eerste plek watter soort vierhoek is ABCD. So as ons nou A se vraagie antwoord, dan kan ons sê hy is 'n parallelogram ABCD en onthou nou hierdie beteken parallelogram, daai tekentjie beteken parallelogram. So ABCD is 'n parallelogram en wat is my rede vir dit? Twee paar teenoorstaande sye is ewewydig. Want ons moet motiveer hoekom ons sê dat ABCD 'n parallelogram is. So ons rede is twee paar teenoorstaande sye is ewewydig aan mekaar of parallel. Goed, nou het hulle vir ons hierdie gegee. Hulle het vir ons die hoogte ook gegee. Hulle sê vir ons die parallelogram se hoogtetjie is 4 meter. Nou sê hulle vir my by nommer B deeltjie, ek moet die omtrek bereken. Nou om die omtrek te bereken, moet ek die sylengtes hê. Nou kort hierdie lengte nog wat ons nou nie weet wat sy waarde is nie, hierdie sytjie BE. Maar as ons nou kyk na driehoek, in hierdie driehoek EBC, het ek 'n reghoeksytjie, ek het 'n skynsy en ek het 'n reghoeksy, so ek kan EB bepaal, want BC weet ons is ook 5 meter, omdat hy gelyk is aan AD, wat mos ons teenoorstaande sye van 'n parallelogram is. Met ander woorde, ek kan uitwerk dat BE se kwadraat moet gelyk wees aan BC se kwadraat minus CE se kwadraat en ek weet dit uit die Pythagoras reëls wat ons al geleer het. Met ander woorde, ons weet dit is 5 se kwadraat minus 4 se kwadraat. Dit gee vir my 25 minus 16 wat vir my 9 gee. Ok, as ek weet BE se kwadraat is gelyk aan 9, wat moet ek nou doen? Dis reg, ek moet die vierkantswortel mos nou kry. Die vierkantswortel van BE, as ek die vierkantswortel van BE kwadraat kry, wat ek links doen, moet ek regs doen, moet ek die vierkantswortel van 9 kry. So ek weet dat BE se lengte is, my eenhede is meter, met ander woorde BE is gelyk aan 3 meter. Nou kan ek sê daarom is AB gelyk aan 7 meter plus 3 meter en dit gee vir my 'n antwoord van 10 meter. As ek nou my omtrek wil uitwerk, dan is my omtrek mos nou 2 maal my lengte plus my breedte. Met ander woorde, dit is 2 maal my lengte wat 10 is plus my breedte wat 5 is 2 maal 15 en dit is 30 meter. Jy kan dit ook skryf
as jou omtrek is 2 maal jou lengte plus 2 maal jou breedte. Dit gee vir my 2 maal 10 plus 2 maal 5 en dit gee vir my 20 plus 10 en dit gee vir my 'n antwoord van 30. As ek nou die C-deel van die sommetjie moet doen, die C-deel van die sommetjie vra vir ons bereken die oppervlakte van A, B, C, D. As ons die oppervlakte van A, B, C, D moet uitreken, het ons gesien, ons formule is ons basis maal met ons loodregte hoogte. Ons basis is die sy waarop die loodregte hoogte is. In hierdie geval is ons basis 10 meter en ons loodregte hoogte het hulle vir ons gegee is 4 meter. So my area is 10 maal 4 gee vir my 40 vierkante meter. In hierdie volgende figuurtjie is daar nou vir ons 'n vierhoek gegee, vierhoek A, B, C, D. As jy kyk na vierhoek A, B, C, D, kan jy sien dat die eienskappe volgens wat hulle vir ons gegee het, is hierdie 'n vleer, want ons het een paar aanliggende sye wat gelyk is. Nou vra die vraagie vir ons bereken die omtrek en die oppervlakte van die bygaande figuur. Goed, so in die eerste plek, as ons die omtrek moet bereken, kan jy nog onthou nou hoe bereken ons die omtrek? Dis reg, die omtrek is 2 maal die kortsy plus 2 maal die langsy. Nou as ons die omtrek moet bereken, kort ons nou nog inligting, nê? So ons het in hierdie BC-kie kan ons ook nou weet is 5 cm, want hulle het vir ons gesê mos dis nou BC is gelyk aan DC en die waarde van DC is 5 cm of die lengte van DC. Met ander woorde, ons het die twee kortsye. Maar nou kort ons mos nog die lengte van die langsye. Is julle reg met dit? Met ander woorde, ons kort nog die lengte van AB en AD. Ons weet wel, omdat dit 'n vleer is, gaan hulle gelyk wees aan mekaar. Hulle het vir ons genoeg inligting gegee, sodat ons die langsy se lengte kan bepaal. Want ons weet mos nou hierdie hoekie is ook 90 grade, en ons het die lengte van daai dele van die hoeklyne tot by hulle snypunt. Met ander woorde, ons kan mos nou AB bepaal. En hoe gaan ons weer AB bepaal? Nou, hoe gaan ons weer AB bepaal? AB se kwadraat is gelyk aan AE se kwadraat plus EB se kwadraat. En dit is nou gelyk aan 12 se kwadraat plus 3 se kwadraat. 12 se kwadraat plus 3 se kwadraat gee vir my 144 plus 9, met ander woorde, ek weet AB se kwadraat is gelyk aan 153. Nou ek wil die lengte van AB hê, so dit beteken ek moet die vierkantswortel kry van AB se kwadraat, sodat die kwadraat kan wegval. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry AB is gelyk aan, as ons dit nou met ons sakrekenare uitwerk, gee hulle dit vir ons in wortelvorm as 3 wortel 17. Nou ek hou nou daarvan om sommer hier in wortelvorm te los, want as ons hom nou uitwerk, dan word hy 'n lang desimale getalletjie en om alles neer te skryf, vat nou 'n bietjie lank. En onthou, ons mag net heel aan die einde alles afrond. So as ons nou moet kyk na die omtrek, dan kan ons sien ons omtrek is ons perimeter en ons perimeter is 2 maal die kortsy plus 2 maal die langsy.
Dit sê ons formuletjie mos vir ons. Met ander woorde, ons het 2 maal met 5 plus 2 maal 3 wortel 17. As ons hierdie som nou gaan uitwerk, dan kan ons sê 2 maal 5 plus 2 maal 3 wortel 17 gee vir ons 'n antwoord, as ek hom nou na sy desimale toe vat, van 34,74 centimeter. Hulle vra ook vir ons om die oppervlak uit te werk. Nou onthou, met ons oppervlak het ons gesien, ons oppervlak se formule vir 'n vleer is die helfte van die produk van sy hoeklyne, met ander woorde AC maal met BD. Nou goed, hulle het vir ons gegee dat AE 12 cm is, AC is mos gelyk aan AE plus EC. AE is 12 plus EC wat 4, dit gee vir my 16 cm. So dit is die helfte van 16 en BD gaan mos nou gelyk wees aan 3 plus 3 is 6 cm. So ek het die lengtes van my hoeklyne, so BD is 6 cm, met ander woorde hierdie area is 48 vierkante centimeter. Laaste voorbeeldjie wat ons doen, sê vir ons die oppervlakte A van 'n reghoek is 200 vierkante centimeter en sy lengte is 50 cm. Nou vra die vraag vir ons, bepaal die breedte van die reghoek. Nou uit ons formules uit weet ons, area is mos nou ons lengte maal met ons breedte. So wat sê hulle vir ons is die area? Dis reg, hulle sê die area is 200 vierkante centimeter. Verder gee hulle vir ons lengte is 50 cm. So ons kan die 50 in die lengte se plek inskryf. As ons nou die breedte wil uitwerk, moet ons mos nou die breedte alleen kry. Ons breedte is ons onbekende. So ons moet gaan deel deur die 50 om breedte alleen te kry. Wat ons regs doen, moet ons links doen. Met ander woorde, ons kry 200 gedeel deur 50 gee vir my 4, met ander woorde my breedte is 4 cm. Rondom oppervlakte en omtrek, jy kan nou hierdie lesie mooi inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Geniet die huiswerk.